En soveel duisende jare later, dink ek, het die mense nou al begin wonder, en al probeer uitfigure, wat is dit wat God bedoel het toe hy gesê het, ek is. Probeer hy sê, ek is sterk genoeg, ek is goed genoeg. En Jesus kom verskyn op die toneel, en hy begin met sy disippels, een vir een, deur die ek is stellings gaan. Hy vat dit wat God gesê het, en hy voltooi dit, hy maak dit volledig. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die deur vir die skape. Ek is die goeie herder. Ek is die lig vir die wêreld. En hy kom gee 'n bietjie meer duidelikheid rondom wat God soveel duisende jare terug bedoel het, toe hy sê, ek is wie ek is. En dan sien ons die 6ste stelling, daar's 7 van hulle. Ons is op die 11ste. Die 6ste stelling vind ons Johannes 14 vers 1 tot 7. En hierdie gedeelte waarin ons hierdie teksgedeelte kry, is die mees gedetailleerde stuk in die Bybel wat strek oor net 24 uur. Ek praat onder korreksie, julle kan my reg help as ek verkeerd is, maar ek dink is Johannes 13, 14, 15 en dalk 16. 4 hoofstukke, 3-4 hoofstukke wat gaan oor net 24 uur in die lewe van Jesus Christus. Kom ons lees dit saam. Vers 1 sê, van vers 1 af, sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken, en van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Amen. Kan julle hoor my stem? Hy kom nog. Daar's hier in Texas, is daar 'n sjofeurs en drivers klub. Dis nou die beskaafde vorm van die taksies wat ons in Suid-Afrika het. Hulle is bietjie meer die beskaafde kant van dinge. En daar was 'n byeenkoms gewees van al die drywers. En onder al hierdie drywers kies hulle elke jaar een persoon wat die toekenning kry vir die beste drywer onder die hele vloot drywers. En die jaar kies hulle 'n vrou. En ek het nie bedoel om daar te pos nie. Dit het nou maar net so gebeur. Maar hulle kies toe nou die vrou. Sy is die beste drywer vir daai jaar gewees onder die duisende drywers wat daar is in Texas. En sy is so opgewonde oor hierdie toekenning wat sy kry. Sy's uit haar vel uit, sy nooi alle familie en al haar vriende en sy gaan nog 'n stappie verder. Sy sê ek is die beste drywer vir hierdie jaar. Julle almal kan saam met my ry. Ek hier 'n bus, ons almal gaan saam soontoe. Ek ry julle na die plek toe waar ek die toekenning gaan kry vir die beste drywer en julle sal nie raai wat gebeur op pad soontoe nie. Sy kom in 'n ongeluk. Nou die artikel sê gelukkig dat niemand het te ernstig seer gekry of iets oorgekom nie. Maar kan julle dink hoe het sy gevoel? Kan julle dink wat in haar gedagtes aangaan? Sy was so opgewonde. Nou gaan sy die geleentheid mis waar sy die toekenning kry vir die beste drywer omdat sy 'n ongeluk gehad het. En ek kan net dink dit is min of meer wat die disippels hier beleef. Hulle was so opgewonde. Ons het hom gekry, ons het die Messias gekry, hy is hier, ons ken hom persoonlik, ons is sy disippels. Hy gaan die Romeinse mag oorgooi, hy gaan koning word, hy gaan die tempel herstel, hy gaan alles doen in Jerusalem. En hulle was opgewonde. En dan sien ons in Johannes 13, kry hulle ook so 'n bietjie van 'n antiklimaks. Hierdie storie duik toe nou vinnig in die grond in. En skielik maak niks meer sin nie.
So, in een hoofstuk, sê Jesus vir hulle, iemand gaan my verraai. Johannes 13 vers 21. En dit alreeds is vir hulle, nee maar wie? Hoe kan ons is dan almal so getrou. Hy sê iemand gaan my verraai. En iemand gaan my verloon, iemand gaan my ontken. Iemand van julle gaan daar buite sê, nee, ons het hom nie geken nie, ons weet nie wie hy is nie. En dit krap hulle nog verder om. Want wie durf so iets doen? Ons ken hom, ons weet hy's God, ons weet wat hy kan doen. Ons wag net vir die oomblik wat hy die troon inneem, wat hy daai posisie inneem as koning en heerser van Jerusalem en van Israel. En in een hoofstuk 13, sê hy vir hulle, ek gaan van julle af weggevat word. Ek gaan nie meer hier wees nie. Ek gaan doodgaan. Kan jy jouself indink, soos wat die arme vrou gevoel het toe sy daai ongeluk maak, soos wat hierdie disippels gevoel het, hulle het hierdie hoogtepunt gehad, Jesus het wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk gedoen, en hy het mense gesond gemaak, en blindes laat sien, en kos vermeerder, en nou, net soos wat hulle dink, hulle koppe is deur, sê hy vir hulle, hierdie gaan tot 'n einde kom. En dis wat in die hoofstuk voor dit gebeur. En dis net om 'n prentjie te skep van waar die disippels se harte op hierdie oomblik is. Die disippels is ontsteld, omgekrap. Maar boonbehalwe dit, Jesus bedien hulle. En hy bedien hulle nie net nie, hy bedien hulle met die wete wat gaan kom. Hy het nou net vir hulle gesê, ek gaan van julle al weggevat word. Hy weet, hy gaan gekruisig word. En hy kies om sy disippels te bedien met hierdie woorde. Nou, hierdie kan jy so sterretjie maak as jy notas maak, hierdie is ekstra, dit het niks met die preek te doen nie. Soms kies die Here jou om mense te bedien, wanneer jy die minste reg voel. Wanneer jy die minste voorbereid voel. Wanneer jy die minste kan gee. So, dis is nie so lang storie nie, maar dis nie 'n lekker storie nie. So ek het die pastoor vir week gewerk het in Parys, sy kar afgeskryf, en 'n ongeluk gekom. Dit was 'n Vrydagmiddag gewees, seker so net na 3, kan nie presies die tyd onthou nie, dit was 'n baie skokkende ervaring vir my gewees. En daai aand moes ek jeug gehad het, en hy kom daar by die toneel aan, en almal is nou besorgd, en gaan dokter toe, en check alles uit, en dokter sê, nee wat, jy's reg, my lip is bietjie stikkend, en voel asof iemand my gepotjie het, of wat. En ek sê toe nou vir hom, ek weet nou nie wat om te doen nie, ek sal maar op die groep laat weet, daar's nie jeug vanaand nie. En hy het amper so 'n vraagteken op sy gesig gekry, en gesê, hoekom? Hoekom is daar nie jeug vanaand nie? Jy maak keer niks nie. Jy kan aangaan. Wat's fout met jou? En ek was geskok geweest, ek het gedink, hierdie is mishandeling. Ek was nou net in 'n ongeluk. Dit was een van die beste en diepste jeugaande gewees in my hele jeugbediening. Want ek het besef, ek het soveel om voor dankbaar te wees. Ek het soveel waarvan die Here my beskerm, waarvan my veilig gehou het. Daai absolute rouheid van waaruit 'n mens dan bedien. Soms kies die Here jou op daai tyd en daai plek wat jy die minste reg is. En dis wat Jesus hier doen. Hy weet wat voor hom lê en hy kies om die disippels te bedien. Nou sien ons, die disippels se harte is ontsteld, hulle is omgekrap, hulle weet nie wat aangaan nie. Die Here het dan nou gesê, hy's hier, hy's die koning. En dan sien ons, hy probeer hulle gemoedere weer bietjie lig, deur om vir hulle 'n belofte te gee. Hoor wat sê die belofte. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en 'n plek vir julle voorberei het, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook daar kan wees. En iets hier binne maak nie vir my lekker sin nie.
Onthou die disippels is almal tieners. Ons kry baie kunsbeelde en goed wat die disippels uitwys as ou manne met lang wit baarde en jasse en nie meer hare nie. Dis nie die geval gewees nie. Hulle was almal tieners gewees. Jong ouens, ek dink Petrus was die oudste gewees, want ons lees dat hy is die enigste ene wat toegang moes betaal het om in die tempel in te gaan, en jy moes, net as jy ouer as 18 was, moes jy betaal het om in te gaan. Hy was ook die enigste een wat ons weet getroud was, want hy het 'n skoonma gehad. Die res was almal jonk gewees, nog nie eens getroud nie. So, hulle harte is omgekrap, want hulle leermeester is nou net weggevat. En dan gee hy vir hulle hierdie woorde: laat julle harte nie ontsteld wees nie. Dis soos wanneer jy deur die diepste, donkerste gat in jou lewe gaan, die moeilikste tyd, en mense sê vir jou, ag, smile net 'n bietjie. Dan voel jy wil die naaste stapler kry. Nee, julle klaar in julle gedagtes klaar gemaak waartoe 'n mens gaan. Maar dit maak nie sin nie. Hoe moet ek net vir my hart sê, hey, wees nou nie meer ontsteld nie. Kom nou oor jouself. Jesus is so getrou en hy wys vir ons. En ek kan dink die disippels kon vir hom sê, want dis makliker gesê as gedaan. Hoe skakel ek net my hart af? Hoe verander ek net my gedagtes? En dan net verder aan daai stukkie, wanneer ons by die belofte uitkom, dan sien ons, hoe sê hy vir hulle, om jou hart rustig te maak, hoe om jou hart te bedaar. Glo in God, glo ook in my. Glo in God, en glo ook in Jesus. In die huis van my Vader is daar baie woonplek, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Laat jou hart nie ontsteld wees nie, want die Vader is besig om vir jou iets voor te berei. Laat jou hart nie ontsteld wees nie, want hy gaan terugkom en hy gaan jou kom haal. Laat jou hart nie ontsteld wees nie, want hy het 'n plan vir elke dingetjie waardeur jy gaan. Hy sê, laat jou hart nie ontsteld wees nie, want ek is besig om te werk. Hou net aan glo dat God besig is. Dis die belofte waaraan ek en jy kan vashou. Weet julle wat is die probleem? Die hier en nou, die hede, raas so hard, dat ons sukkel om die toekomsplanne te hoor. Dit waardeur ek nou gaan, is so groot, en so ernstig, en so tragedies, so tragies, dat ek mis die toekomsplanne wat God vir my het. Die disippels, Jesus is besig om met hulle geestelike goed te praat, en al wat hulle hoor, is die vleeslike goed. Die hier en nou krap hulle so geweldig om die feit dat Jesus gaan, dat hulle mis die punt dat hy besig is met iets groters. En ons almal ken situasies wat ons oorweldig. Ek is seker daarvan, as ek moes vra, dan gaan daar 'n meerderheid se hande opgaan. En dalk kom ons toets dit. Wie van julle het hierdie week 'n situasie beleef wat jy gevoel het, ek weet nie hoe gaan ons hierdie doen nie. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie uitsorteer nie. Ons word soms oorweldig deur goed. Dinge raak vir ons te veel. Het sy dit finansies is, jou werk, familie, vriende, verhoudings. Klink vir my asof al hierdie woorde wat met 'n klank begin, is probleme. Finansies, familie, vriende, werk, verhoudings. Bly net weg van dit af. Sien, wanneer dit bietjie donker lyk en ons oorweldig raak deur al hierdie situasies, lig jou oë net bietjie op. Kyk net bietjie verder. Ek sê altyd hierdie ding, wat
is die ergste wat kan gebeur? Wat is die ergste? En ek sê dit met alle respek, maar die ergste wat kan gebeur, is my lewe kan van my afgeneem word. Stem julle saam? Dis soos no turning back. Daar's nie 'n omdraai kans van dit nie. Jy kan nie terugkom van daai en af nie. Daar's enkeles gewees in die geskiedenis en nog nie weer. Wat is die ergste wat kan gebeur? Dit kan my lewe van my wegneem. En weet julle wat gebeur dan? Dan is ek vir ewig by Jesus. So die ergste is ook nie eers so erg nie. Lig jou oë net van die omstandighede, na dit waarmee God besig is. En as jy dit raak sien, weet jy wat gebeur outomaties? Skielik is jou hart nie meer ontsteld nie. As ek aanhou vaskyk aan die ellende om my, gaan ek in sak en as gaan sit, en ek gaan hartseer wees, want dinge om my maak nie sin nie. Die woord van God is dan vol beloftes. Hoe kan ek? Maar wanneer ek my oë lig, hoor wat sê Kolossense, Paulus skryf hierso, Kolossense 3 vers 2 tot 3 sê, bedink die dinge daarbo en nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Bedink die dinge daarbo. Ons ken daai teksgedeelte baie goed, ons ken dit amper soos die palm van ons hand. Bedink die dinge daarbo en nie die dinge hier op aarde nie. Maar daar's 'n geheim in vers 3 wat sê, julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jy, kind van God, wedergebore kind van God, het gesterf vir dit wat hier op aarde aangaan. Wat beteken vir dit wat hier op aarde aangaan, is jy al reeds dood. Jou lewe en alles waarvoor jy leef, is daar in die hemel. En as jy hier omkom en jou laaste asem hier uitblaas, dan vervul jy eintlik die grootste toekomsplan wat God vir jou het, en dis om eendag by hom te wees. So wat dan is daar om ons harte om te krap, as ons weet waarmee God besig is? Ons hoef nie te wonder nie. Ons hoef nie by die huis te sit en te sê, Here, ek weet nou nie waarmee is U besig nie, maar hierdie lyk nie vir my asof dit lekker gaan uitdraai nie. Here, ek weet nie wat nou aangaan nie. Jy hoef nie te wonder nie. Hy sê hy is besig om vir jou 'n plek voor te berei. En as dit klaar is, kom hy jou haal, sodat jy vir altyd by hom kan wees. Dis waarmee hy besig is. Die res is maar net die pad van hier tot daar. Dis maar al wat dit is. Dis die belofte wat hy vir sy disippels gee. Hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie, want ek is besig om 'n plek vir julle voor te berei. Maar ons sien dat die onsekerheid nie by die disippels weggegaan het nie. Hulle het nou net gegaan van ontsteld wees na onseker wees. En onsekerheid, wil ek amper sê, is vir my erger as ontsteld wees. Want onsekerheid is soos ontsteld wees oor jy weet nie wat kom nie. Jy is ontsteld, maar jy weet nie eintlik vir wat nie. Dis wat onsekerheid is. En ons sien die onsekerheid, kyk wat sê hulle van vers 4 af. Jesus sê vir hulle, julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Here, ons weet nie waar jy op pad heen is nie. Hoe gaan ons weet om daar uit te kom? En ek is so dankbaar vir mense soos Thomas. Die van julle wat ook soos ek meer onlangs op skool het, sal nog steeds aan die emosionele skaars dra, wat ek ook dra van wiskunde klas. Dit was nie vir my of vir die onderwyser lekker gewees nie. Sy het besef, ek verstaan nie, ek het gedink, sy verstaan nie. En ek het klas na klas omgesit, dan verduidelik sy gaan te kere op die bord, en dis sulke lang somme, en dan draai sy om, dan vra sy, is almal by? En dan wil ek nie my hand opsteek nie, want as ek my hand opsteek, gaan die innerlike konflik publieke kennis word. Want ek het nie 'n idee wat aangaan nie. Ek verstaan nie eens hoekom sy vra nie. Ek weet nie eers wat om te vra rondom hierdie, ek weet nie hoe vra ek vir haar, wat gaan aan nie, want ek weet nie wat aangaan nie. En daar was 'n ouetjie gewees, JP Cornelius, saam met my in matriek.
Hy het, of hy nou verstaan het of nie, sy hand opgesteek en gesê, juffrou, ek verstaan nie, verduidelik asseblief weer. En dan kry ek so 'n sug van verligting, want dankie tog iemand het gevra, nou gaan ek oplet. Net vir dit om weer verby te gaan. En ek is vir mense soos JP en Thomas ewig dankbaar, wat hulle hande opsteek en sê, ons verstaan nie, verduidelik net asseblief bietjie meer, en dis presies wat Thomas hier doen. Want ek kan jou beloof, al die ander disippels het ook nie geweet nie. Hulle was net te bang om hulle hande op te steek. Te bang om te vra, Here, wou, maar waarvan praat jy nou? Dit is nou die eerste keer wat ons hoor van 'n ander plek waartoe jy op 'n pad is. Sê net vir ons het kaarte, ons het mense wat ons kan vra. En Thomas sê, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Sien, dit is normaal om soms te voel, Here, u woord sê dat deur u wonde is ons genees. Maar Here, hoekom is ek dan nie genees nie? Dit is normaal om te voel dat Here, u woord sê dat die planne wat u aangaande my het, is planne van 'n hoopvolle toekoms, van voorspoed en nie teenspoed nie. Here, maar dit wat ek voel op hierdie oomblik is nie dit nie. Hoe is hierdie hoopvol dan? Dis normaal om te voel dat Here, u woord sê dat u alles ten goeie laat meewerk vir die wat u liefhet. En Here, ek weet ek het u lief. Hoekom werk die goed nie uit nie? Dis normaal om daai vrae te vra. Daai onsekerheid is in elkeen van ons. Ons maak net soms die fout om nie ons harte oop te maak teenoor Jesus nie. Ons maak soms die fout om alles hier binne te hou en dan te sê, maar ons dien dan nie 'n goeie God nie. Ons dien nie 'n God wat belangstel in ons nie, want kyk hoe lyk my lewe. In plaas daarvan om soos Thomas ons hande op te steek en te sê, Here, ek verstaan nie. Here, ek weet nie wat aangaan nie. Praat met my. Here, ek weet nie. So baie keer stuur Here uitdagings oor ons pad. En alwaaraan ek en jy kan dink, is die vleeslike impak. Is hoe gaan dit my hier en nou affekteer? Hoe gaan dit my lewe affekteer? Hoe gaan dit my vlees, my liggaam affekteer? En Jesus was besig om met die disippels te praat oor 'n geestelike plek. 'n Geestelike plek waartoe hulle gaan. Dit is nie in hierdie realiteit of in hierdie realm nie. Dit is daar bo in die hemele, daar waar ons nog nie is nie, maar waartoe ons op pad is. Jesus praat met hulle oor die geestelike goed en hulle gedagtes is by die vlees. Here, hoe gaan ons weet om daar te kom? Kan ons so intoe stap? Moet ons 'n boot vat? Moet ons met 'n perd gaan? Is dit oor 'n berg? Waar's hulle dink vleeslik? En Jesus is besig om geestelik te praat. En dis waar die verwarring inkom. Ek en jy kom by dieselfde situasies. Here, ek bid en ek word nie gesond nie. En alwaaraan ek kan dink, is hierdie liggaamlike tempel van my wat vergaan en agteruitgaan. En ons sien nie waarmee die Here besig is, geestelik nie. Ons is te ge-worried, want ek wil gesond wees, Here. Ek wil hê alles moet met my goed gaan. Ek wil nooit weer seer hê nie. Ek wil nooit weer siek wees nie. Korintiërs sê dat alhoewel julle uiterlike liggame veragter, alhoewel julle liggaamlik elke dag agteruit gaan, innerlik word julle van dag tot dag vernuwe. Ons kyk in die vlees raak. Jesus sê, ek is nie besig met die vlees nie, ek is besig met die gees. Wanneer my finansies nie uitwerk nie, dan dink ek, Here, hoe gaan ek sorg vir hierdie mense? Here, hoe gaan ek my dinge betaal elke maand? Here, kyk wat gaan aan in die vleeslike. En die Here sê, ek is besig in die geestelike. Ek leer jou om op my te vertrou. Ek is besig om vir jou te wys dat ek is nie arm nie. Ek is besig om vir jou te wys dat my arm nie te kort is nie, dat my oor nie doof is nie. En ek op my manier, sonder insette van jou, kan vir jou deurkom. Die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daarby niks nie. Die disippels raak paniekerig want hulle kyk in die vlees vas.
En Jesus sê, ek is nie nou besig met die vlees nie. Los die vlees. Skryf die vlees af. Sterf vir jouself. Ek is besig met die geestelike. Weet julle hoekom? En ek kan vir julle verduidelik hoekom. Dis redelik eenvoudig. Ons almal weet dit. Hierdie vlees is tydelik. In vergelyking met wat die gees, en hoe lank die gees gaan hou, is hierdie man niks nie. Dis tydelik. Dit help nie, ons spandeer al hierdie tyd en moeite en effort, sodat dit met die vlees goed gaan, maar geestelik is ons besig om agteruit te gaan nie. Te veragter nie. Jesaja 55 vers 8 tot 10 sê, ja, my planne is nie julle planne nie. En julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemele hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom, en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit, en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Sien julle raak wat God hier probeer kommunikeer? Hy sê, wat ek mee besig is hoër as wat mee julle besig is. Wat ek dink, is hoër as wat julle dink. My planne is hoër as julle planne. En dan haal hy 'n situasie aan. En ek weet nie van jou nie, ons almal voel anderste daaroor. Maar ek voel ek kan 7 dode sterf as ek buite in die reën en wind moet staan. Dit krap vir my geweldig om. As ek moet nat word, moet dit alles op een slag wees. Nie bietjie nie. Ek wil nie koud kry nie. Ek het nie die natuurlike padding vir koud kry nie. Ek kry tot binne in my siel in koud as die wind waai. En dan kom God en hy sê, julle is geneig om te kla oor sneeu en reën. Julle is geneig om te kla oor die negatiewe goed in die lewe. Julle is geneig om na dit te kyk en te sê, Here, maar hierdie is so sleg. Hoekom gaan ons hier deur? Reën en sneeu is nie lekker nie, maar wat reën en sneeu doen, is dit maak die aarde nat, sodat daar plante kan groei, sodat daar saad kan wees vir die saaier en brood vir die een wat eet. Hierdie negatiewe situasies waardeur jy gaan, is besig om vir jou voorsiening te werk, is besig om vir jou 'n seën te werk. In daai teksgedeelte wat Paulus van praat in Korintiërs, van die liggaam is besig om agteruit te gaan, maar innerlik word ons vernuwe, sê hy net verder, en julle verdrukking is maar tydelik en gering, maar dit is besig om vir julle 'n ewige heerlikheid te bewerk. Hierdie waardeur jy nou gaan, is besig om vir jou iets beters te maak. As ons oë gerig hou op Jesus, dan sal daar nie altyd soveel onsekerheid wees nie. En dan kom ons by die stelling wat hy sê. Thomas vra maar, Here, hoe kom ons daar? Hoe? Die onsekerheid is nog steeds daar by hulle. Hulle weet nog steeds nie wat is die pad nie. En dan sê Jesus sê toe vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Hoe kom jy daar? Hoe kom jy by daai punt waar jou hart nie meer ontstel is nie? Hoe kom jy by daai punt waar jy nie konstant in die onsekerheid leef nie? Hoe kom jy daar? Dit is hoe ek in die wiskundeklas gevoel het. Dis baie great, juffrou. Juffrou het die antwoord vir X gekry. Almal is gelukkig. X is nie meer verlore nie. Maar hoe? Hoe kom ons daar? Hoe gaan ek deur hierdie stappe? Jesus gee vir hulle die hoe. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die liberale mense, die mense wat
wat nie vasgevang wil word in 'n boksie nie. Hulle maak 'n stelling en sê, ons is mal oor julle Jesus. Ons love hom. Hy's great. Maar ons hou nie van die eksklusiwiteit nie. Ons hou nie van die feit dat hy sê dat hy is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe nie. Hulle glo dat die lewe, die geestelike lewe is soos 'n berg. Bo aan die punt van die berg is God. Maar reg rondom die berg is daar verskillende paadjies om by God uit te kom. Jy kan of deur Boeddha gaan, of jy kan deur een van die Hindiese gode gaan, of jy kan deur Mohammed gaan, of hoe ook al. Maar daar is 'n klomp paadjies. En Jesus kom en hy trek 'n streep reg deur dit alles. Hy sê dit is verkeerd. Ek is die enigste weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Daar is nie 'n ompad nie. Dit is eksklusief. Ag, en jy gaan baie mense, veral in vandag se tyd, gaan jy omkrap, as jy vir hulle sê, maar ons is eksklusief. Want alles gaan mos oor, kom ons almal wees net saam. Kom ons almal wees net gelukkig. Kom ons trap op niemand se tone nie. Kom ons maak niemand seer nie. Kom ons krap niemand om nie. Hierdie is die een punt. En ek gaan nou nie oogkontak maak as ek dit sê nie. Hierdie is die een punt, wat maak nie saak wie jy is nie. Ek gaan jou altyd omkrap, as jy dit nie glo nie. Kan ek nou oogkontak maak? Ek gaan altyd met jou stry, want daar's een weg, een waarheid en een lewe. Niks anderste nie. Jesus sê, ek is die weg. Dit beteken dat deur geen vorm van selfverbetering, godsdiens of enige ander persoon of profeet kan jy by God uitkom nie. Hy is die enigste weg. Weet julle dat ons doen nie net dit met ander gelowe nie? Ons self doen dit. Ons sing baie uit en ons sê vir die Here, Here, ons is so opgewonde om eendag in die hemel te wees. Here, ek is so bly dat ek eendag daar gaan wees. Kom ek sê vir u, hoe gaan ek daar uitkom? Kom ek sê vir u, hoe lyk my pad soontoe? En dan sê die Here, dis nie hoe dit werk nie. Of Here, dankie, ek weet dat u het vir my planne van 'n hoopvolle toekoms in stoor. Here, u seën my met elke goeie seën, maar kom ek sê vir u, hoe gaan ek dit kry? Gaan nie oor jou weg nie. Gaan oor sy weg. En wie hy is. Hy sê ek is die waarheid. Wanneer hy verklaar dat hy die waarheid is, sluit hy elke ander persoon wat reken dat hulle het ook 'n tipe waarheid, sluit hy uit. Hy sê luister na my en na wat ek sê. En as julle hier sit vanoggend en julle hoor die woorde wat uit my mond uitkom, luister nog steeds na Jesus. Moenie na my luister nie. Gaan huis toe en gaan toets dit self. Daar's 'n gesegde wat sê, if it's new, it's not true. And if it's true, it's not new. As iemand na jou toe kom en sê, ek het hierdie nuwe openbaring by Jesus Christus gekry, jy gaan dit nie in die woord kry nie, hy het dit vir my persoonlik gegee, draai om en hardloop. Ek weet dit gaan vreemd lyk, en ek weet dit klink asof ek nou net 'n voorbeeld gebruik, maar doen dit ernstig. Draai om en sê vir hom, sorry, dankie, die einde. Want as dit van God af is dit nie nuut nie, jy sal dit in die woord van God kry. Hy het klaar alles wat hy nodig gehad het om vir ons te sê, in sy woord opgeteken. Die woord is volledig, daar hoef niks bygevoeg te word nie. Amen. En dan sê hy, ek is die lewe, die ewige lewe. En lewe bestaan net in 'n verhouding met hom. Jy ontvang lewe net uit jou verhouding met Jesus Christus. Ons het met die kruisigingsdiens het ons gepraat oor
lewe gaan soek op dooie plekke. Weet jy hoeveel keer doen ons as mense dit? Ons gaan soek lewe op plekke waar daar niks lewe is nie. Veral jong mense. Hulle het hierdie ding, ek dink nie seker nou al uit die mode uit. Ek is ook nie meer, ek bly nie meer by nie. Maar toe ek jong was, het hulle gesê, YOLO. Jy weet, YOLO. Stand for you only live once. Ek leef net een keer, ek kan doen wat ek wil. Ek gaan soek my lewe op soveel verskillende plekke. Ag, en as ek by my vriende is en ons kuier so lekker en die musiek is klip hard en ons jaag in ons karre rond en ons doen al hierdie dinge, dan voel ek so lewendig. Nonsens. Jy was nog nooit nader aan die dood nie. Jy kry lewe net op een plek. En dis by Jesus Christus. Die res is maar net verskillende vorme van die dood. Hy is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dis die kern van wat hy probeer sê. Hy sê, julle wil graag hê, dit moet inklusief wees. Julle wil graag hê, ons moet soveel ander paaie ook goedkeur, maar ons doen nie. Ons een weg, een waarheid, een lewe. En dis Jesus Christus. Daar's nie 'n alternatiewe pad nie, daar's nie 'n ompad nie, daar's nie 'n plan B nie, daar's nie 'n ander godsdiens of geloofstelsel of selfregverdiging nie. Daar is niks anders as Jesus Christus wat jou kan red nie. Die hartseer is dat ek hoor al hoe meer van mense wat voel en sien, en dalk is hier van julle wat so dink en voel vanoggend, of dalk ken julle iemand wat so voel of dink, wat sê dat as God dan werklik so lief is vir my, dan sal hy my red ongeag of ek glo of nie. As Jesus dan so lief is vir die mensdom, sal hy almal red. As God dan 'n God van liefde is, sal hy laat niemand verloor. As hy dan werklik genade het, sal hy my ook red, al het ek nie geglo nie. Die eenvoud is dat dit nie so is nie. Dit vat 'n keuse van jou kant af. Dit vat dat jy die besluit moet maak. Jesus sê, ek is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. Om te dink dat ek hoef nie te glo nie en God my net in elk geval gaan red, is net een van die ompaadjies wat mense probeer vat. En dis nie die regte pad nie. Hy vertel ons in soveel detail eintlik wat daai weg is. Hy vertel ons ook waar kry ons die waarheid. Hy vertel ons ook hoe ontvang ons die lewe, en ons hoef nie te wonder nie. Dis nie 'n mystery nie. Dis nie weggesteek agter diep raaisels en goed wat ons moet uitfigure, en dis eenvoudig. En julle ken die vers, julle ken dit baie goed. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat is die weg? Wat sien ons in hierdie teksgedeelte is die weg? Die weg is glo. As jy glo, is jy op die paadjie wat jou vat na die Vader toe. Dis die weg. Wat is die waarheid? Die waarheid is dat hy jou so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, sodat dit vir jou moontlik is om te kan glo en gered te word. En dan wat is die lewe wat jy ontvang? Dis die ewige lewe, eendag by Jesus Christus. Dis dalk nie die lewe soos wat jy dink hier op aarde, jy graag wil hê nie. Dis dalk nie daai lewe nie. Maar dit is beslis
die ewige lewe saam met hom. Ek wil vra dat julle net daar sal sit en julle oë sal toemaak. Wil jy net vir 'n oomblik jou hart teenoor God oopmaak nie? Ek wil die geleentheid gee vir die mense wat dalk vanoggend hier sit en voel, ek het nie die geleentheid gehad om my lewe reg te maak nie. Ek het nog nie by die punt gekom waar ek gekies het om te glo dat Jesus Christus my redder is nie. As jy vanoggend hier is en jy sê, dit is tyd dat ek my hart en lewe vir Jesus Christus gee. As jy vanoggend hier sit en jy sê, dit is tyd dat ek my saak regmaak, dit is tyd dat ek by God weer uitkom. Wil jy nie net daar waar jy is, vir ons jou hand opsteek nie. Dankie, Here. Dankie. Sien, jou enigste opsie is om Jesus Christus te aanvaar. Dit is die enigste pad vir my en vir jou. Daar is nie 'n ander pad nie. Daar is nie 'n ompad nie. Here, so baie dankie vir u liefde. So baie dankie, Here, vir u genade. Here, dankie dat ons weet dat as dit nie vir u genade was nie, Here, was daar nie 'n kans vir ons om by u uit te kom nie. Here, as dit nog van die wet van Moses afgehang het, as dit nog van die wet afgehang het of ons gered word, Here, besef ons dat ons dit lewendig sou mis. En Here, so baie dankie dat u lewe gegee het aan die kruis vir elkeen van ons. So baie dankie, Here, dat u lewe gegee het sodat elkeen van ons gered kan word, sodat ons kan glo en die ewige lewe kan ontvang, Here. So baie dankie. Here, my gebed is dat u saam met elke persoon hier vanoggend sal wees. Here, dat daai vlammetjie wat u aansteek, Here, daai passie wat u vir ons gee, daai fontein van lewende water, liewe Heer, nie iewerste in die week sal uitbrand of opdroog of leegloop nie, liewe Heer, maar dit sal groei en sal sterker word, liewe Heer, sodat wanneer hulle volgende Sondag kom, Here, ons nie weer hoef aan te steek nie, liewe Heer, maar dat hulle sal oorloop van u goedheid. Dat hulle soos daai bos wat in die woestyn gebrand het, liewe Heer, dat ons so sal brand, dat mense dit sal sien en wil naderkom om te sien wat gaan aan. Here, mag ons van hier af vorentoe ander mense se glasies vol maak. Mag ons van hier af vorentoe ander mense se vure weer aan die brand steek. En Here, ek wil bid en vra dat u daai werk in elkeen se lewe sal begin. Dat u die een sal wees wat die vlammetjie aan die brand hou. Dat u die een sal wees wat die fontein van lewende water sal volhou, Here. Dat u die een sal wees wat elkeen van hulle se glasies vol maak. So baie dankie, Here, vir u liefde en genade. Amen. En amen.